So vandag is ons laaste deel oor die boek Filippense. En hierdie is die belangrikste deel, want dit is die hart van hierdie boek. Dis die kern van hierdie boek. Nou om net so vinnig agtergrond te gee oor die boek Filippense, meeste van julle weet reeds dat Paulus die skrywer is van hierdie brief. Die boek Filippense wat uit 4 hoofstukke bestaan, is 'n boek wat hy geskryf het terwyl hy onder huisarrest was in Rome. Hy was gearresteer. Die Bybel sê hy het hom tot die keiser beroep. So as 'n Romeinse burger was hy gearresteer omdat hulle 'n klag teen hom gelê het. Hy mag 'n regverdige verhoor hê as 'n Romeinse burger. En hy was eintlik vals beskuldig. Toe sê hy, nee, maar ek beroep my tot die keiser, ek wil voor hom verskyn sodat ek as 'n Romeinse burger 'n regverdige verhoor kan hê. En dis toe dat hy op die ou einde in Rome opgeëindig het. En daar is hy onder huisarrest terwyl hy in afwagting is vir hierdie verhoor. Ten minste 2 jaar was dit gewees. Hy het nie geweet hoe lank dit gaan vat nie. Maar daar terwyl hy onder huisarrest was, dit was nie maklike omstandighede nie, het maar moeilik gegaan. Ek dink Paulus was al baie oud gewees. So hy het gesukkel met sy gesondheid. Ek meen, jy kan vir jouself dink, die ou was al gestenig. Hulle het gedink hy's dood. So ek weet nie wie van julle al was met klippe gegooi, soveel so dat mense gedink het jy's dood nie. Ek dink nie dis lekker nie, nee. En nie net dit nie, hy was 3 keer gegeesel en hy was met stokke ook geslaan. As hulle jou met stokke geslaan het, het hulle jou onderste bo vasgemaak, aan jou voete gehang, aan jou enkels gehang en dat hulle jou op jou voete met stokke geslaan. Nou dis wat hierdie man deurgegaan het. So ek dink daar was 'n paar gebreekte bene of bene wat skeef aangegroei het. As gevolg van dit, dink ek, was sy gesondheid nie wat dit moet wees nie. En hy was al oud gewees, so hier is hy in Rome, onder huisarrest, en hy ontvang 'n geskenk, 'n offerande van die kerk in Filippi. Die kerk waar hy 'n gemeente geplant het, of die dorp Filippi, waarin hy 'n gemeente geplant het. Hulle het geldjies bymekaar gemaak, was nie 'n baie ryk gemeente nie, en hulle het vir hom 'n offerande gestuur. En hulle het die offerande deur Epafroditus gestuur aan hom. En Epafroditus het hierdie offerande geneem, op reis gegaan en het vir Paulus gevat in Rome. En hy het ook 'n boodskap gevat, hy het seker nou maar gaan verslag gee hoe dit met die kerk gaan in die dorp Filippi. Paulus was baie lief vir hierdie kerk, hierdie mense in hierdie dorp, in hierdie gemeente, hulle was altyd goed vir hom gewees, en hy was so trots op hulle, dat hulle so mooi gegroei het. Hulle het vir hom die minste probleme gegee. Baie minder probleme as die kerk in Korinthe byvoorbeeld. So, dis waar ons trek, hy het hierdie brief geskryf, en ons trek by ons laaste deel. So ons kyk na die boek Filippense, en ons het deur die boek begin werk, nie van hoofstuk 1 tot hoofstuk 4 nie. Ons het op 'n ander manier deur hierdie boek gewerk. Ons het van buite na binne toe gewerk, want as jy gaan kyk na die struktuur van die boek Filippense, is dit geskryf deur 'n baie antieke styl te gebruik om hierdie boek te skryf. Nou Paulus, terwyl hy die brief geskryf het, was hy nie bewus daarvan nie. Maar as jy gaan kyk en die boek ontleed, sal jy sien die struktuur van hierdie boek is geskryf op 'n ou Griekse antieke manier, en die woord is 'n chiasme. Dit is die naam vir die struktuur van hierdie boek, waar die eerste deel van hierdie boek 'n spieelbeeld is van die tweede deel van hierdie boek. So met ander woorde, as jy kyk na hierdie slide, ons gaan nie deur alles gaan, ek weet daar's nou baie detail, nie veel bekommerd wees nie, maar as jy net dit sien, die 2A afdelings kom voor in die begin van die boek en aan die einde van die boek. Die tema wat jy in die eerste paar verse sien van die boek Filippense word herhaal in die tweede deel.
En die herhaling is belangrik, net om klem daarop te lê, maar ook elke keer in die begin waar die een afdeling 'n sekere tema het, en dit voorkom weer in die tweede deel van die boek Filippense, word daar ook voortgebou en gebou op die eerste deel. En ons het deur al hierdie afdelings gegaan en vandag trek ons by die middelste deel, F. En as jy jou Bybel het, kan jy gerus na hoofstuk 2 toe vanaf vers 19 gaan ons lees. Hoofstuk 2 vanaf vers 19 en hierdie deel gaan tot by hoofstuk 3 vers 1. Die A gedeelte, ekskuus, ek het 'n fout gemaak. Dis 1A, dis nie 1B nie. Die eerste helfte van die eerste vers. En in daai paar verse kom die hart van hierdie boek voor. So verlede week of 2 weke gelede het ons gekyk na die 2 E-afdelings en net so vinnig, dis so mooi hoe hierdie 2 E-afdelings die kern van hierdie boek omhels. Want dit het gegaan, die 2 E-afdelings het gegaan oor Jesus wat homself ontledig het, wat homself verneder het en mens geword het vir my en jou. Onthou, Jesus was God. Hy was nog steeds God terwyl hy op aarde was, maar hy het sy goddelike eienskappe neergelê. Nie sy goddelike karakter nie, maar van sy eienskappe. Onthou, toe hy op aarde geloop het, was hy nie alomteenwoordig nie, né? Julle weet dit, né? Hy kon net op een plek op een stadium wees. Byvoorbeeld, dis 'n voorbeeld van een van die eienskappe wat hy neergelê het toe hy aarde toe gekom het. Maar sy goddelike karakter, sy liefdevolle karakter byvoorbeeld, dit het hy behou. So hy het aarde toe gekom, hy was bereid om vlees te word, 'n menslike liggaam aan te neem soos ek en jy, homself te verneder om dit te doen, terwille van ons. Hy het homself ontledig, soveel so dat hy as 'n misdadiger aan die kruis gesterf het, vir my en jou. Wat 'n wonderlike voorbeeld is dit nie van iemand wat bereid is om sy lewe neer te lê nie. En dan het ons ook gesien hoe Paulus vir hulle gesê het, maar net soos Christus sy lewe neergelê het, voel ek dat ek het in die einde van my lewe ook gekom en ek het my lewe neergelê ter wille van die evangelie. Ek het alles gegee. Ek voel soos 'n drankoffer wat uitgegiet word. Ek is aan die einde van my lewe. Daar's min tyd oor. En hierdie ou liggaam, hierdie ou tentwoning het sy dae gehad. Hy het homself ook, Paulus het homself verneder, homself gegee, sy alles gegee ter wille van die evangelie. En toe sê hy ook vir hulle, en julle as kerk, veral julle in Filippi, en dit is vir ons ook 'n boodskap. Is jy bereid om jou lewe neer te lê vir Christus? Om nee te sê vir jou eie selfsugtige begeertes en ja te sê vir God. Om te sê, Here, U wil, maar nie my wil nie. En dit is waaroor die E-afdeling gegaan het. Nou, vandag, die kern van hierdie boek gaan oor Timoteus en Epafroditus, wat sorgsame modeldienaars was, wat hulle self ontledig het en hulle het Christus gereflekteer. Deur dit wat hulle gedoen het, deur die vrug wat hulle gedra het. So waarom plaas Paulus Timoteus en Epafroditus in die hart van hierdie boek? Hoekom kom hulle in die middel voor? Kyk, dit maak vir my sin om dalk Timoteus daar te plaas. Onthou Timoteus, daar's daar 'n boek in die Bybel wat na hom vernoem is. Paulus het vir hom 'n brief geskryf, aan Timoteus. Hy was een van Paulus se disippels gewees. Paulus het hom opgelei. Hy het saam met Paulus bedien. Hy het homself bewys. Hy's bietjie van 'n held gewees, alhoewel die Bybel sê hy was bietjie skugter en hy het maagprobleme gehad. Hy was bietjie sieklik gewees en soms het die mense hom nie gerespekteer nie, want hy was bietjie jonk gewees. Maar dit maak sin dat hy in die middel is, maar Epafroditus, hierdie ou boodskappertjie, wat net die offerande vir Paulus moes neem. Hy was eintlik 'n niemand gewees nie, as jy hom nou vergelyk met Paulus. 'n eenvoudige boodskapper. Hoekom word hy in die middel van hierdie boek geplaas? Nou, kom ons gaan verder, ons gaan nou daarby uitkom. Paulus sou aanvanklik vir Timoteus na die kerk gestuur het in Filippi. Hulle het uitgesien om Timoteus te sien.
Hulle het baie van hom gehoor, hulle weet van Timoteus. En hulle was opgewonde om Timoteus te sien. Maar hy het teen dit besluit. En hy sê ook vir hulle, en dit is nogal mooi vir my, hoe hy vir hulle sê, onthou ek weet julle gaan teleurgesteld wees, dat ek nie vir Timoteus na julle toe stuur nie. Want hulle het 'n verwagting gehad, dat een of ander tyd gaan een van hierdie groot manne, of Paulus of Timoteus na hulle toe gaan, om hulle te gaan besoek, daar in hierdie dorpie Filippi. En hulle het uitgesien, dat Timoteus na hulle toe gestuur gaan word, en hopelik Paulus. Maar toe hulle nou hoor, dat Timoteus nie gestuur gaan word deur Paulus nie, was hulle teleurgesteld. En Paulus sê so mooi vir hulle, hy sê, ouens, onthou nou, julle reaksie op Timoteus wat nie gestuur gaan word nie, laat dit ook 'n refleksie wees van die evangelie. Dis nou nie so erg nie, hanteer dit op 'n mooi manier. Daar's 'n baie goeie rede hoekom ek Timoteus nou stuur nie. Kom ons lees gou daar, Filippense 2 vers 20. Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. Want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. 'n Mens kan so maklik selfsugtig wees, wat hy eintlik vir hulle probeer sê is, ouens, moenie net aan julle eie belange dink nie. Ek weet julle wil graag hê Timoteus moet kom. In ons menslikheid is dit so maklik om net aan onsself te dink. Hy probeer eintlik vir hulle sê, stel ander mense om julle hoër as julleself. Moenie net aan julleself dink nie. Maar julle ken sy beproefdheid. Dis nou hy praat van Timoteus hier. Julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. So julle weet dat Timoteus 'n goeie man was en hy nog altyd saam met my bedien. Maar ek gaan hom nie op hierdie stadium vir julle stuur nie. En hierdie teleurstellende nuus vir die Filippense, dat hy nie vir Paulus gaan stuur nie, was vir hulle moeilik om te aanvaar. Maar hy sê daar, dat die rede waarom hy nie Timoteus gaan stuur op daardie stadium nie, was omdat hy Timoteus nodig gehad het, in Rome by hom. Hy het Timoteus nodig gehad. In vers 19 sê hy dat hy hoop om Timoteus binnekort te stuur. Ons sien ook as jy daai verse lees, sê hy, ek hoop dat ek self binnekort na julle toe kan kom, om julle te besoek. Maar hy weet nie, Paulus het op daai stadium nie geweet eers of hy vrygelaat gaan word nie. Hy was in die tronk, hy het hom beroep tot die keiser. Onthou, as jy jouself tot die keizer beroep, is die kanse baie goed dat die keizer jou net kan doodmaak ook. Jy mag dalk nie eers lewendig uitkom nie. As die keizer nie van jou hou nie, dan gee hy die bevel en jy word doodgemaak. Dis hoe dit was. Hy was 'n baie wrede keizer. En Paulus het nie geweet hoe die hofsaak gaan wanneer hy voor die keizer verskyn nie, so hy was onseker. En hy sê, terwyl ek nou wag, totdat die keizer my eendag kan sien, wil ek hê Timoteus moet hier bly. Ek gaan Epafroditus na julle toe stuur. Hy moet hier bly om my te versorg. So, Epafroditus is die een wat ek gaan terugstuur na julle toe. En Epafroditus is ook die persoon wat ons sien in die hart van hierdie boek. Hy was bloot net 'n dienaar, 'n boodskapper. Tog is die punt van hierdie boek dat Epafroditus elke beginsel illustreer wat Jesus en Paulus in die boek Filippense probeer verpersoonlik het. En wat is dit? Dat ons die gesindheid van Christus moet openbaar. Dat ons die gesindheid van Christus sal hê. En jy mag jouself dalk as niks in vergelyking met Christus beskou nie. Jy mag dalk, as jy jouself met Paulus vergelyk, mag jy dalk dink, ag joh, hoe sal ek ooit soos Paulus kan wees? Ek sal nooit op daai standaard kan wees nie. Die meeste van ons vergelyk ons waarskynlik nie eers met Timoteus nie, want Timoteus, al was hy bietjie skugter, was darm 'n ou wat saam met Paulus bedien het en die evangelie verkondig het in die vroeë kerk. Maar ouens, dit maak nie saak nie.
Dit maak nie saak nie, want Epafroditus, hierdie gewone eenvoudige boodskapper, was 'n dienskneg wat in diens was van God en God het hom gebruik om 'n baie belangrike funksie te probeer verrig. So wat probeer Paulus dan vir ons sê in hierdie brief? Die troos van die boek Filippense is dat wanneer Jesus in ons woon, al is jy net 'n eenvoudige boodskapper, dan maak jou lewe sin. Dan kan jy 'n sinvolle lewe leef. Al is jy nie 'n baie bekende en belangrike persoon nie. As Christus in jou is, kan jy as gewone mens 'n lewe leef wat tel, wat saak maak. Dit maak nou nie saak hoe klein of hoe nederig jy is in die oë van die mense nie. Jy mag dalk net 'n eenvoudige boodskapper wees, soos Epafroditus. Iemand wat weet hoe om hard te werk en net 'n gewone persoon. Maar omdat Christus in jou is jy iemand wie Christus kan gebruik, kragtig kan gebruik, op so 'n kleinlike eenvoudige manier. Filippense 2 vers 25, maar ek het dit noodsaaklik geag om Epafroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardige en bedienaar van my behoefte na julle te stuur. Sien, in hulle oë was Epafroditus net 'n boodskappertjie. Wie kan ons stuur om hierdie offerande vir Paulus te vat? Ag, ou Epafroditus, hy's 'n goeie mens, 'n goeie ou. Kom ons stuur sommer hier hom met hierdie geld en dan sê vat dit vir Paulus en hier's 'n verslag wat jy ook vir hom moet gee hoe dit gaan in die kerk. Dis hoe hulle hom gesien het. Maar Paulus sê, nee, Epafroditus is nie net 'n eenvoudige boodskapper nie, hy is 'n broer, 'n medebroer in Christus, hy's 'n medewerker, hy's net so belangrik in God se koninkryk en in God se iemand wat staan in die diens van God, 'n medewerker, 'n medesoldaat en die een wat in sy behoeftes voorsien het. Hy het baie vir Paulus beteken in 'n tyd waar Paulus iemand soos hy baie nodig gehad het. Terwyl hulle hom net as 'n eenvoudige boodskapper gesien het. En tog is Paulus heeltemal duidelik, hy moedig hulle aan om die nederiges te verhef en Christus in hierdie man te sien. Moenie neerkyk op mense soos Epafroditus nie, maar sien Christus in hom raak. Paulus sê in werklikheid, hier is 'n man wat ek waardeer, omdat hy so baie soos Jesus is. Hy is baie soos Jesus wat homself 'n slaaf genoem het. Jesus het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar ek het gekom om te dien. As jy mooi gaan kyk na die oorspronklike vertaling, beteken daai diensbaarheid eintlik, hy het gekom om 'n slaaf te wees. 'n Slaaf aan die wil van die Vader. Hy het gekom om sy eie lewe neer te lê, hy het nie gekom vir homself nie. Hy het gekom om die wil van die Vader te dien. Vers 26, want hy het na julle almal verlang en was besorg. Nou skryf hy hier van Epafroditus. Hy sê, hierdie Epafroditus, hy het na julle almal verlang en hy was besorg, omdat julle gehoor het dat hy siek was. Dit is my so mooi, nê? Hoe onbaatsigtig Epafroditus was. Hy was meer bekommerd dat hulle bekommerd gaan wees oor sy siekte, as wat hy bekommerd was oor homself. Hy was baie siek. Hy was tot die dood toe siek, sê die Bybel. En hierdie gesindheid is so belangrik wat in Epafroditus was. Hy wou nie gehad het, hulle moes bekommerd wees oor hom nie. En dit is vir my so mooi, want hy dink aan hulle belange voor sy eie. En as jy nou aan jouself dink vandag, stel jy ander se belange bo jou eie belange, of dink jy net aan jouself? Want dis die gesindheid van Christus, om ander se belange hoër as jou eie belange te stel, en nie net aan jouself te dink nie. Hierdie ou het op sy sterfbed gelê, hy was besig om dood te gaan, en hy sê vir Paulus, ek hoop nie hulle is te bekommerd oor my nie, ek gaan okay wees. Vers 27, want hy was ook siek tot by die dood, maar God was hom barmhartig
En nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie. Paulus was baie lief vir Epafroditus gewees. Hier was 'n man wat Paulus getrou gedien het. En as gevolg van dit, het die ou amper gesterf. En Paulus het dit as groot genade beskou, dat God sy lewe gespaar het. Hy was nie 'n niemand vir Paulus nie. Vir Paulus was Epafroditus 'n juweel gewees, 'n skat gewees, omdat hy 'n skat vir Christus was. Paulus het besef dat hierdie Epafroditus 'n nederige mens was, wat bereid was om sy alles te gee vir die koninkryk. Om sy eie belange eenkant toe te skuif. Sy eie begeertes eenkant toe te skuif. En daarom is dit asof hy hom verhef en sê, ouens, julle moet nederige mense soos Epafroditus, julle moet nie neerkyk op hulle nie. Hy is nie minder belangriker as die wat hoë leiersposisies het in die kerk nie. Omdat Christus in hom is. As gevolg van die werk wat Christus in hom gedoen het, stel dit hom in staat om ook 'n ware diensknegt te wees. Jy sien ouens, as jy Christus in 'n persoon sien, kyk jy met ander oë na hulle. Jy kyk nie neer op hulle nie. En dit gaan jou motiveer om daardie persoon te eer en te dien. Want deur dit te doen, dien jy eintlik Christus. Epafroditus het 'n baie belangrike beginsel besef. Hy het besef, deur Paulus te dien, op so 'n manier, onthou, hy het Paulus se huis skoon gemaak. Hy het Paulus se skottelgoed gewas, hy het vir hom kos gemaak, en hy het besef, deur dit te doen, is hy eintlik besig om Christus te dien, omdat Christus in Paulus is. Filippense 2 vers 28, ek het hom des te spoediger gestuur, sodat julle hom kan sien, en julle weer verbly, en ek minder bedroef kan wees. Paulus sê hier, as julle regtig weet wat aangaan, as julle regtig weet wat aangegaan het hier by my, en hoe Epafroditus sy lewe neergelê het, om in die koninkryk te dien, tot die dood toe, sal julle baie opgewonde wees, wanneer ek hom terugstuur na julle toe. Baie meer eintlik, as wat ek Timoteus sou stuur. Julle sou bly gewees het. Soos Christus en Paulus, het hy sy lewe in opofferingsdiens uitgestort. En God het hom wonderbaarlik opgewek. God het hom herstel. Hy was besig om dood te gaan, maar God het ingegryp. En Paulus sê dat julle moet gretig wees om hom terug te ontvang. Net soos julle gretig sou gewees het as ek daar opgedaag het, moet julle gretig wees en opgewonde wees omdat ek hom na julle toe stuur. God het hom opgewek uit sy sterfbed en hy sê julle moet bly wees daaroor. En ek is so bly, Paulus sê ek is so bly dat die Here hierdie man opgewek het. Vers 29. Ontvang hom dan in die Here met alle blydskap en hou sulke manne in eer. Paulus sê julle moet sulke manne eer. Wees bly dat hy weer aangesluit het in die koninkryk. Wees bly dat God hom opgewek het. Want nou dat God hom opgewek het, het julle groot geestelike reus in julle teenwoordigheid. Dalk nie in julle oë nie, maar julle besef nie hoeveel hy beteken vir die koninkryk nie en hoeveel hy vir julle kan beteken in die gemeente nie. Sien hoe jy die broers en susters in hierdie kerk behandel. Hy sê vir hulle, hoe julle mekaar behandel, is eintlik hoe jy Christus behandel. Hoe die Filippense Epafroditus behandel het, is hoe hulle Christus behandel het. Wat hy eintlik vir hulle probeer sê is, onthou, hoe julle hierdie broer behandel, is eintlik hoe julle Christus behandel. Want Christus is in hom. Eer hom, respekteer hom en ontvang hom met blydskap. Hulle het dalk neergekyk op hierdie nederige man. Maar Paulus wou gehad het dat hulle hom moes sien soos wat Jesus hom sien. En dis vir my die aard van Christus se, ek wil dit amper noem, sy onderste bo koninkryk.
Vir God gaan dit nie oor bekendes in die kerk nie. As ons hierdie brief moes skryf, sou ons sekerlik 'n baie bekende, belangrike persoon in die hart van hierdie boek geplaas het. Iemand soos Paulus dalk, of dalk Timoteus, dalk Jesus in die middel van hierdie boek geplaas het. En vandag in die moderne kerk word daar te veel fokus geplaas op bekende mense. In die kerk vandag sien ek soveel hoe pastore, geestelike leiers amper soos rockstars is. Hulle celebrities, hulle word opgehemel, hulle word verhewe. En baie keer veroorsaak dit dat daai ou, ek het 'n podcast gekyk, hy noem dit the man of God syndrome ontwikkel. En hulle begin te voel dat die mense in my kerk, hierdie mense wat onder my aangestel is daar om my te dien. They're there to serve the man of God. Die fokus word op die mens geplaas. En ons moet versigtig wees vir dit. Ons is deel van 'n liggaam om Christus te dien. Om Christus te verheerlik. In die gemeente, wanneer ons mekaar bedien en ons ondersteun mekaar, moet jy besef, deur dit te doen, is jy eintlik besig om Christus te dien. En dit is waaroor dit gaan. Ons is eers lojaal aan Christus en ons is besig om hom te dien. Daarom is dit so mooi in die boek Filippense dat Epafroditus in die middel geplaas word. As ons Filippense geskryf het, sou ons seker 'n baie ander belangriker persoon in die middel geplaas het. Die probleem sou gewees het dan, ons sou dalk gedink het, hoe sal ek myself ooit kan vereenselwig met iemand soos Paulus, so 'n belangrike ou? Ek sou nooit op daai standaard kon kom nie, ek sal heeltyd onvoldoende voel. Maar Paulus is dit duidelik dat Epafroditus op Christus gesentreer was. Hy was op Christus gesentreer. En dit is hoe Christus die middelpunt van hierdie boek is. Christus word nie verduister deur die status van 'n bekende persoonlikheid nie. Christus word nie verduister deur die status van 'n bekende persoon nie. Geen persoon was in die middel van hierdie boek geplaas waar mense kon sê, daai ou is daarom 'n talentvolle spreker of talentvolle sanger. Kyk net hoe goed is hy. Nee, 'n nederige, eenvoudige ou, sodat Christus die eer kon kry. Mense, al wat hulle kon sê is, as gevolg van Christus, kon Epafroditus so merkwaardige verskil en impak maak in die koninkryk, as gevolg van Christus, nie op grond van sy eie vermoëns nie. So hier is die vraag vir ons ook vandag, is ons lewens gedraai om Christus, soos Epafroditus was? Gaan jou lewe oor Jesus? Is jy uitgelewer aan sy koninkryk, oorgegee aan hom? Straal Christus uit jou uit? Filippense 2:30, want terwille van die werk van Christus, het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag om aan te vul wat julle kort gekom het in die diensbetoning aan my. Sommige sê dat hierdie siekte verband gehou het met sy werk. Dat hy so hard gewerk het om Paulus te dien, dat hy siek geword het, soveel so dat hy amper dood gegaan het. Hy het soveel opgeoffer vir Paulus en risiko's geneem vir Christus, dat hy siek geword het. Nou, hoe hy ook al hierdie siekte gekry het, Paulus sê dat hy Christus geillustreer het, deur nie aan sy eie belange te dink nie. Hy het nie aan homself gedink nie. Hy het voorsien wat ontbreek het. So die kerk het 'n offerande gestuur. Maar dit wat verder nodig was, dit wat ontbreek het Epafroditus aangevul in Paulus se lewe. Hy het omgesien na Paulus. En hierdie liewe broer het hard gewerk om daardie verskil te maak in Paulus se lewe. En ek sluit af, Paulus, hy wou nie hierdie gedeelte op 'n negatiewe noot afsluit nie. En kom ons gaan kyk gou daarna, Filippense 3 vers 1, na die eerste deel, die A gedeelte.
Dis ook deel van hierdie sentrale gedeelte. Hy sê maar ouens verder, verbly julle in die Here. Verder verbly julle in die Here. Nou onthou, die oorspronklike, as ons kyk na die oorspronklike vertaling, was die Bybel nog nie verdeel in hoofstukke en verse nie. Maar meeste kommentare stem saam dat in die middel van vers 1 is daar 'n onderwerpsverdeling. So, die A-gedeelte van vers 1 in hoofstuk 3 behoort aan die vorige onderwerp. En hy sê vir hulle, ouens, onthou nou, verbly julle in die Here. En ons kan sien in die boek Filippense word hierdie onderwerp aanhoudend opgebring, dat julle altyd in die Here moet verbly. Ons sien dit reg hier in die boek. Jy sien ouens, deur nederig ons lewens rondom Jesus te sentreer, kan ons sy bonatuurlike vreugde en vrede in alle omstandighede ervaar. Is dit nie so nie? Of dit nou goed of sleg gaan, kan ons die vreugde en vrede van die Here ervaar. So wanneer ons die boek Filippense lees, dan sien ons iets besonders in Paulus se bediening. Sy werk het nie net oor sy roeping gegaan nie, maar ook oor die mense wat saam met hom gedien het. Hulle was getroue medewerkers wat die evangelie met hulle lewens gedra het. Ouens soos Timoteus, Epafroditus. Hulle was nie net helpers nie. Hulle was die hartklop van Paulus se bediening. En hulle was getrou gewees. Hulle het in liefde gedien. Het hulle in diens gestaan vir die evangelie, vir die werk van die Here, en so het hulle God se werk vorentoe geneem, aanhoudend. En vandag nog bou God sy kerk deur gewone mense soos ek en jy. Bou God sy kerk. Al wat ons moet doen is sê, Here, hier is ons, gebruik ons. Ons staan in getroue diens in u koninkryk. En ek dank die Here vir getroue dienaars by Familiehuis. Mense wat bereid is om te dien. Mense wat nie net die sitplekke warm sit nie, wat sê, Here, ons is bereid om te dien in die koninkryk, om mekaar te bedien, om te dien in die gemeenskap, om te getuig van die goedheid, om die goeie nuus te deel, om mense kerk toe te nooi, mense wat hier nodig het. Familiehuis, hier is daar dienaars wat bereid is om te gee. Nie net geld nie, maar tyd, en liefde, en talente. En net soos getroue dienaars die hartklop van Paulus se bediening was, is getroue dienaars by Familiehuis ook die hartklop van ons storie. Dit is so belangrik. So belangrik. Prys die Here. Dis die einde van my storie van die boek Filippense. En dit is so wonderlik om deur 'n boek te werk. Ons kry soveel konteks en ek hoop dit het julle gestig. Daar's soveel mooi dinge in hierdie boek. En ons gaan binnekort seker weer 'n ander boek hervat en deur dit werk, maar ek dank die Here vir sy woord. Sy woord is so waardevol. En ek wil julle aanmoedig as gelowiges om die skrifte te ondersoek. Moenie ophou om die skrifte te ondersoek nie. Moenie van die pastoor verwag om dit alleen te doen vir julle nie. Pastoor speel 'n rol wanneer hy die woord bedien. Dit is so. God het hulle gebruik bedienaars as leraars om die woord te bedien. Maar ons as gelowiges, ons het ook 'n verantwoordelikheid om die skrifte te ondersoek. Amen, loof die Here. In die skrifte gaan jy God se karakter ontdek ook. Sy hart ontdek vir jou lewe. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U, Here, vir U woord. Dank U, Here, dat U ons vandag help. Vader, om ware diensknegte te wees in God se koninkryk. Dat ons net soos Epafroditus, Here, Christus sal reflekteer in die koninkryk, in alles wat ons doen. Vader, dat ons ook na ander sal kyk, soos wat Christus na hulle kyk. En dat ons mense om ons sal eer en respekteer. En dat ons ander se belange sal hoër ag as ons eie belange. Dat ons nie net aan onsself sal dink nie. Maar Here, dat ons die gesindheid van Christus sal openbaar, wat bereid was om sy lewe neer te lê, om die wil van die Vader te doen.
Ek dank U daarvoor, Here. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Amen.